Goed, ons is vanaand by die laaste lesing in die reeks van die Kanaaniete. So ons is vanaand by die gees van Sheker. Nie 'n naam wat ons eintlik al gehoor het nie. Waar ons hom natuurlik kry, ons moet vir al hierdie goed moet ons maar teruggaan na die oorspronklike tale toe en dit is dan hoofsaaklik is dit dan Hebreëus en dan kry ons al hierdie name daar. Nou hoekom ek die name gebruik is vir die eenvoudige rede dat alles is maar die Satan. Die Satan is verantwoordelik vir net mooi alles wat verkeerd loop. So dit is maar die duiwel wat al hierdie goed doen, maar hy het natuurlik nou onderdane wat baie spesifieke werkinge het en elkeen het sy opdrag wat elkeen aanvang en hoe hy werk en dan het ons die manifestasies daarvan en wanneer ons dan hierdie manifestasies bymekaar maak, dan kan ons agterkom wat hierdie groep werkinge is en dan kan ons hom 'n naam gee en dit is hoekom ek graag hierdie name wil gebruik, want dan sê ek ook, ons skiet nie in die bondel nie, dan werk ons baie spesifiek, ons weet wie hy is, noem hom by die naam, ons raak van hom ontslae, en dan vorm dit natuurlik nou ook 'n verstaanbare kategorie, so as 'n mens net oor die algemeen van een of ander sonde of ongeregtigheid praat, dan besef 'n mens nie dat dit werklik 'n kategorie van sonde is nie, maar wanneer ons hom 'n naam gee, dan weet ons goed, al hierdie goed pas nou by hierdie enkele naam of by hierdie enkele bose gees en as daar dan van die goed daar betrokke is, dan weet 'n mens dan ook, okay, maar dan gaan daar meer van hierdie goed betrokke wees, want hierdie bose gees is verantwoordelik vir 'n groepering van sondes en daarom hou ek ook van die name wat ons in die Here se woord kry. So om nou te weet wie is die gees van Sheker, gaan ons nou terug na 1 Konings 22. Dit is 'n gedeelte wat ek al 'n hele paar keer aangehaal het in hierdie reeks. Alles wat die duiwel doen, het natuurlik 'n redelike grondslag in hoe hy werk. Hy is 'n leienaar en hy's 'n rebel. En as jy hierdie twee eienskappe vat, dan kry jy eintlik alles wat daarna volg. Kry jy uit hierdie twee dinge uit, 'n leienaar en 'n rebel. So daarom het ek al 'n paar keer hieroor gepraat, maar kom ons kyk net weer waar hy vandaan kom nou. In die verhaal 1 Konings 22 wat ons van lees, het die koning van Juda en die koning van Israel, dit was reeds in die verdeelde koninkryk, wou hulle saam optrek om na Aram toe, om 'n stad met die naam van Ramoth af te neem. So hulle was baie onseker of hulle moet gaan en toe het hulle natuurlik nou 'n profeet geroep wat hulle geraadpleeg het en die profeet moet by die Here hoor en vir hulle antwoord kom gee, maar hulle was eintlik baie skepties oor die profeet gewees want hulle sê hy praat nooit die waarheid nie. Nou ek gaan nie die hele gedeelte lees nie want ons wil net by die kern van die saak uitkom, so ek lees 1 Konings 22 vers 19. Daarom hoor die woord van die Here. Ek het die Here sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leerskare by hom staan aan sy regter en aan sy linkerhand. Nou hier sien die profeet sien 'n gesig van 'n vergadering wat in die hemel plaasvind. En dit vind plaas in God se troonkamer en almal is nou daar by mekaar. God is daar en die hemelse leerskare is daar. Dit beteken al die engele is daar en die 24 ouderlinge weet ons is daar. Daar is ook die 4 lewende wesens is daar. So hierdie is 'n baie groot vergadering en in hierdie vergadering is God natuurlik nou die voorsitter. En dit is verbasend dat God wat absoluut soewerein is, kyk, niemand hoef hom van raad te bedien nie, niemand kan vir hom iets sê nie, hy weet alles, hy is alwetend, hy is almagtig, en tog luister hy na voorstelle. Hy is nou die voorsitter, nou sit God by hierdie vergadering en hy luister na die een voorstel na die ander. En hy sê in vers 20, en die Here het gesê, wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramoth en Gilead? En nou hoor ons hierdie verskillende menings, die een het so gesê en die ander een weer so. Hierdie is vir my so 'n pragtige stuk in die woord van die Here om te dink dat God wat so soewerein is, hy sit werklik en hy luister na verskillende, die hemelse wesens nou in hierdie geval, na verskillende hemelse wesens se opinie. En elkeen het sy opinie gehad van dit en dan, die volgende een en so gaan dit. En dan uiteindelik kom een van daardie wesens kom na vore en hy maak 'n voorstel en hierdie voorstel kry God se aandag. In vers 21, toe kom die gees vorentoe en dit is 'n klein letter, dit is nie die Heilige Gees nie, hierdie is 'n klein letter gees, kom vorentoe en gaan voor die aangesig van die Here staan en sê, ek sal hom oorhaal. En hy kry die Here se aandag en die Here vra hom, waarmee? En hy antwoord en hy sê, ek sal uitgaan
En 'n leengees word in die mond van al sy profete. En nou sê die Here, en hy sê, jy sal oral. En hy maak 'n baie belangrike verklaring hier. Hy sê, ja, jy sal ook oorwin. Gaan uit en doen so. Nou hierdie gees kom na vore, hy maak 'n voorstel, die Here vra vir hom, hoe gaan jy dit doen? Hy sê, ek gaan 'n leengees word in die mond van sy profete, en dit is waar ons die naam Sheker kry. Nou as ons nou die oorspronklike Hebreëus gaan naslaan, dan lees ons hierdie leengees se naam is Sheker. S-H-E-K-E-R, soos wat hy nou maar geskryf word in Engels. Daar is 'n paar variasies van hierdie Sheker, daar is ook 'n Shoker, en 'n hele paar variasies wat ons ook in die Bybel kan lees, maar die grondwoord is Sheker. Nou die ander variasies sal jy kry in die toepassing daarvan. Om te sê iemand praat leens, sal een woord wees, maar om te sê hy is 'n leenaar, is 'n ander woord. Dit is die tipe variasies wat ons nou van hierdie enkele woord kry, maar die grondwoord is Sheker. En nou gee die Here aan hierdie leengees, gee hy die reg om te gaan. Hy sê, gaan uit, gaan doen so, en hy gee hom ook 'n mandaat. En nou kyk, die Here het 'n leengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die Here het onheil oor u gespreek. Nou, die gees het gekom, hy het gesê, ek sal gaan in 'n leengees word. Die Here het vir hom gesê, gaan uit en doen so. Nou kom die profeet, nou sê hy, die Here het 'n leengees in die mond van die profete gegee. Met ander woorde, dit is weer waar ons lees, waar die Here bose geese toelaat om 'n ding te doen. Hulle kry 'n spesifieke mandaat, en dit is in die geval van Job ook gekry. Die Here laat hom toe om dinge te gaan doen. Maar hy kry 'n mandaat, hy kry grense, hy kan niks verder doen as dit nie. Ons lees dit so baie in die Here se woord, en veral in Openbaring waar daar oordeele is, en daar is baie demone betrokke, maar almal aan hom word gegee om so en so te maak, aan daai word gegee om so en so te maak, en dis al wat hulle kan doen. Alles staan onder die autoriteit van die Here, en hulle kan nie optree buite daardie autoriteit nie. Nou hierdie leengees het sy mandaat gekry, hy het sy autoriteit gekry, en hy het ook sy grense gekry, en God stel al hierdie dinge, stel hy op, en niks kan daarby verbykom nie. Nou hierdie leengees natuurlik al in tuin van Eden begin, en ons vind hom reg deur die Bybel, vind ons hom op baie verskillende plekke, ook waar Jesus gekruisig is. Die waarheid wat Jesus gebring het, wou die mense nie aangeneem het nie. Leens kry ons reg deur die Bybel, waar hierdie gees van Sheker ongelooflik aan die werk is, en hy het daai tyd begin, en hy werk natuurlik nou nog steeds. En nou met ons 'n hele klompie werkinge van hierdie gees moet ons nou nagaan, en soos ek dit nou geskryf het, so die Here vir my die een ding na die ander, het die Here vir my voorgebring hoe hierdie gees werk, en hoe diep hy hom al ingegrawe het, wel van die vroegste tye af het hy hom ingegrawe. Nou, enige leuen kan slegs bestaan as daar 'n waarheid is. Dit is een van sy eienskappe. As daar nie 'n waarheid is nie, kan daar nie 'n leuen bestaan nie, want dan is die leuen mos nou die enigste waarheid wat daar is, sou die leuen gewees het. So, daar moet 'n waarheid wees vir 'n leuen om te kan bestaan. Byvoorbeeld, die Israeliete is deur God uit Egipte gelei, maar toe hulle in die woestyn was en Moses het te lank weggebly, toe maak hulle 'n goue kalf. En hulle sê, dit is die gode wat julle uit Egipte uitgelei het. God het hulle uitgelei, die gode het nie. Maar as hulle nie uitgelei was nie, dan sou die kalf geen bestaansreg gehad het nie, want as niemand jou uitgelei het iewers heen nie, dan kan jy nie sê, hier is nou jou gode wat jou uitgelei het nie, sê maar, ek is nie uitgelei nie, so wat beteken hierdie gode nou? So, slegs omdat God hulle uit Egipte uitgelei het, daarom kon die kalf 'n leuen wees. Anders sou die kalf maar net nog 'n beeld gewees het, hy sou geen betekenis gehad het nie. Met ander woorde, as daar nie 'n waarheid is nie, kan daar nie 'n leuen wees nie. Dan leuen skuil agter die waarheid. 'n leuen wil graag soos die waarheid lyk. So hy skuil agter die waarheid, hy verdraai ook die waarheid, maar op so 'n manier dat dit nog steeds soos die waarheid lyk. Wat die leuen ook al is, dit moet voorkom asof dit die waarheid is. Wanneer jy daarna kyk, moet jy eintlik die waarheid kan sien. Jy moet nie agterkom dat dit 'n leuen is nie. Nou so fyn is die duiwel, en hy is ons kan sê 'n meester daarin, om die leuen so voor te doen dat dit reg lyk. Dit lyk soos die waarheid.
En as jy nie nigter is en werklik deur die Here gelei word nie, dan gaan val 'n mens vir daai leuns, want dit lyk dan so eg. Hierdie gees van Shekhar kamoufleer homself sodat hy nie raak gesien of ontbloot moet word nie. Jy moet heeltyd na hom kyk asof jy na die waarheid kyk. Nou 'n eenvoudige voorbeeld wat ek al gebruik het is byvoorbeeld plastiese blomme. Nou plastiese blomme lyk soos regte blomme, maar dit is nie. Maar as daar 'n bos blomme staan en dit is byvoorbeeld plastiese blomme wat daar staan in 'n ruiker en jy loop verby, kyk jy na die blomme, jy sien die mooi ruiker en jy gaan aan. As jy nie daarna toe loop, daaraan gaan vat en voel nie, dan voel jy, maar hierdie is eintlik plastiek, dit is nie regte blomme nie. En dan kom jy eers agter, maar hierdie is eintlik nie die waarheid nie. Hierdie is nie regte blomme nie, hierdie is plastiese blomme. So daardie leuen skuil agter die waarheid. Hy wil hê jy moet dink dat dit regte blomme is, maar intussen is dit plastiese blomme wat hom voordoen asof dit regte blomme is. Nou leuns is ook maklik en gerieflik, en dit is natuurlik nou hierdie gees wat as hy gekonfronteer word, pak hy die skuld op iemand anders. Sê ekkie, dis hulle. Of jy pak dit om omstandighede, is omstandighede se skuld, sê myne nie. Dit is iets anders of iemand anders of iets het gebeur, maar is net nooit my skuld nie. Jy blameer net heeltyd iemand anders. Nou kinders doen dit. As 'n kind iets verkeerd doen, selfs kleintjies, ek weet nie waar leer hulle dit nie, maar selfs kinders leer dit baie vinnig, dat as jy nou 'n boetie en 'n sussie het en die een was stout gewees en maak hom daaraan en sê wat jy gedoen, sê ekkie is hy. En die ander een sê ekkie is hy. En nou staan 'n beskuldig hierdie twee kleintjies mekaar en dan is hulle werklik so oud soos 3 jaar oud of 4 jaar oud of daar rond en onmiddellik het hulle al geleer om die leuen net eenvoudig op iemand anders te pak. Pak hom op boetie of sussie, laat hulle die straf kry, maar skuif dit net van jouself af weg. En dit is natuurlik baie wit leuns wat ook vertel word. Ons vertel maklike wit leuen. Jy las net so 'n klein stukkie by of jy los so 'n klein stukkie uit. Maak dit 'n wit leentjie. Eintlik is dit nou nie so skadelik nie. Eintlik maak dit nie vreeslik saak nie, maar jy kry jouself uit die moeilikheid uit deur net so 'n klein wit leentjie te vertel. Nou sodra 'n leuen vertel word om jou te red, word jy gekonfronteer. En as jy gekonfronteer word, dan moet jy iets anders byvoeg om daardie leuen te kamoufleer. En hoe meer jy gekonfronteer word, hoe meer leuns moet jy byvoeg. So as jy nou 'n groot probleem of 'n groot ding aangevang het en jy begin nou lieg om daar uit te kom, sodra iemand jou nou 'n vraag vra, wat nou nie, want dit maak nie lekker sin nie, dan moet jy nog 'n leuen byvoeg om die eerste een te verberg. En as daar nog 'n vraag gevra word, is amper soos kruisverhoor. Want die persoon aan wie jy dit vertel, kom agter, maar iets maak nie lekker sin nie, en as jy dan moet jy nog iets byvertel, en nou moet jy onthou waar die eerste leuen was, want iewers begin jy jouself, hoe sê hulle, jy begin jouself in 'n hoek vasverf. Uiteindelik kom jy nie meer verder nie, en nou kan jy nog leuns byvoeg om die vorige leuns almal te verdoesel nie, en nou sit jy met 'n groot klomp leuns. Want elkeen het bygevoeg tot die vorige een, net omdat jy nie uitgevang wil word nie, het iets gedoen en jou wil jy nie uitgevang word nie, en die een leuen volg na die ander, en elke leuen moet die vorige een verberg, en nou ja, dit gaan nie lekker nie, want as dit die waarheid is, hoef jy nooit oor die waarheid te dink nie. Die waarheid kom outomaties, jy spreek dit net, is wonderlik, jy spreek dit net, maar as dit by leuns kom, dan moet jy werklik beplan, okay, maar sê nou dit, sê nou dit, sê nou dat, nou moet jy so lieg dat sê nou maar dit, sê nou maar dat, en dit verg baie inspanning om leuns te kan vertel. En baie mense raak baie keer baie goed daarmee, maar enige leuen word iewers geopenbaar. Maak nie saak wat hy is nie, of wat jy vertel het nie, die oorspronklike waarheid van wat gebeur het, word in elk geval geopenbaar. Die Here sê, alles wat in die donker gebeur, sal in die lig kom. Jy kan dit nou maar wegsteek, maar dit sal in die lig kom. En dit moet 'n mens altyd in gedagte hou. Maak nie saak wat jy probeer wegsteek nie, dit gaan iewers aan die lig kom. En dan leuns skep verwarring. Nou baie keer word verwarring spesifiek gesaai, veral in die oorlogssituasie of in 'n situasie waar daar 'n gevaar betrokke is of so iets. En dan gebeur dit ook dat valse nuus versprei word, net om die aandag af te trek van die regte probleem, sodat die oorwinning hier behaal kan word, of sodat die aanval op hierdie plek kan plaasvind, word leuns versprei om die aandag na 'n ander plek toe te vat. So baie keer word verwarring geskep, suiwer deur leuns te versprei, en die vinnigste om leuns deesdae te versprei is met sosiale media, en dit
Dit werk baie goed om opstande en al hierdie goeders mee te reël en te organiseer word deur sosiale media baie gedoen en ek let op dat waar daar erge betogings plaasvind, gaan die regering en dan skakel eenvoudig die internet af om te keer dat hierdie goed so vinnig versprei. Want baie keer en ons het dit met COVID ook gesien, daar was baie teorieë gewees en daar het baie opstande gekom. Daar is mense wat werklik so sterk op hulle saak gestaan het en daar het geweldige betogings gekom en daar word leuns versprei en nou weet niemand eintlik wat is die waarheid nou eintlik nie. En dan word hierdie leuns versprei en so word die mense ook opgesweep vir verskillende opstande en betogings en die een weier om dit te doen, die ander een weier dat, maar dit is alles leuns en dit is wat die duiwel wil hê, saai verwarring, kry net soveel verwarring as moontlik dat niemand meer weet wat aangaan nie. Dan is daar mense wat een ding sê en 'n ander een bedoel, dis 'n leuen. Baie keer dra mense 'n ding in die hart rond, maar wat oor die lippe kom is heeltemal iets anders. Baie keer gebeur dit dat jy het 'n gevoel in jou hart teenoor 'n persoon, en eintlik wil jy die persoon nie sien nie, maar as jy hom tog raakloop, dan groet jy hom oorvriendelik. Hi, hallo, hoe gaan dit? Ek is so bly ek sien jou. Ek het baie aan jou gedink en al hierdie goeters wat gespreek word, maar dit is 'n leuen, want wat in die hart aangaan en wat oor die lippe kom, is twee verskillende dinge. Dit is glad nie dieselfde ding nie. Of as die telefoon lui en mens het 'n antwoord die foon, mens kan mos nou op jou selfoon sien wie bel, en dan kan mens sien, dis hierdie persoon wat bel en dan sê jy eers, jy is so en so en so en so, ek wil nie met hierdie persoon praat nie. Nou hou die foon aan met lui en dan antwoord jy tog en dan praat jy so vriendelik. Maar dit is 'n leuen, want dit wat voorgehou word en dit wat die werklikheid is nie dieselfde ding nie. Dit is absoluut 'n leuen wat nou voorgehou word. Baie mense lewe 'n leuen. En dit is wanneer mense hulle identiteit probeer verberg. Hulle het nie 'n identiteit nie. Hulle het dit nie in Christus nie en hulle weet nie wat hulle identiteit is en nou lewe hulle eintlik in 'n vals wêreld. Dit is mense wat drome droom en dagdrome droom en dit inkleer en verf en oorbou, maar dit is goed wat glad nie bestaan nie. En hulle lewe in daardie wêreld asof daardie wêreld bestaan en baie van hierdie mense glo hulle self. Hulle glo hulle self dat hierdie goed die waarheid is en hulle skep eintlik vir hulle self gerieflike wêrelde. Daar's mense wat hulle self vermom, wat voorgee wat hulle nie is nie. Soos jy is 'n misdadiger, nou is jy op die vlug en intussen kleer jy jou hare en jy groei 'n baard en jy kry 'n ander naam en jy kry 'n vals ID-boek en 'n ander paspoort en jy lewe as 'n ander persoon, net sodat hulle jou nie in die hande moet kry nie, want jy's 'n voortvlugtige. Jy lewe 'n leuen. Wie mense sien wie jy is en met wie hulle praat, is nie die persoon wat daar is nie. Die naam wat hulle jou mee noem, is nie die naam wat jy het nie. Dit is nie jou naam nie. So jy lewe 'n leuen. Daar is mense wat op sosiale media lewe as ander mense. Hulle skep 'n profiel van wie hulle eintlik wou gewees het. Of hulle skep 'n profiel met die doel om te mislei. Dit is alles leuns, dit is glad nie waarheid nie. En nou, soos ek nou gaan en nou al agterkom, hoe wyd het hierdie gees van Sheker hom al ingegrawe in verskillende aspekte van die samelewing. Bedelaars het al geleer om stories te maak. Nou die bedelaars, ons het heelwat wat hier by ons aankom. En dan as hy begin met sy storie, dan sê ek, man, los daai storie van jou, dis in elk geval 'n leuen, sê vir my, het jy klere nodig of soek jy kos? Nou, hulle doen dit natuurlik om simpatie by mense te kweek, en hulle storie word so saamgestel dat jy nie anders kan as om simpatie te hê met hierdie leuns wat hulle verkondig nie. Die ander punt is, leuns opereer agteraf, is geslepe. Daar is organisasies wat leuns vervaardig en versprei. Hulle doen dit nou al met hierdie artificial intelligence. Hulle het rekenaars wat fake news opmaak en versprei. Die rekenaars doen dit nou sommer self. Hulle maak fake news op of vals nuus word opgemaak en dit word versprei. Asof dit die waarheid is. Dit word so geskryf, ja, as jy nie die waarheid weet nie, sal jy dit aanvaar en aanneem as die waarheid. Ek weet die Here het ons jare gelede, die Here ons geleer, moenie koerante lees nie, want in die koerante gaan jy nie die waarheid kry nie. Nou ja, as 'n mens 'n koeranteslag optel en lees, dan lees jy 'n klomp goed daar en alles klink reg. Dit wat jy lees klink nie verkeerd nie, maar die Here wat alles weet, hy het gesê, maar julle gaan nie in die koerant die waarheid kry nie. Leuns word ook baie gebruik in die aanloop tot verkiesings en baie keer word die kandidate wat staan vir 'n verkiesing word natuurlik swart gesmeer
deur leenveldtogte wat geloods word. Hulle hoef net te sê dat hierdie persoon het 'n buiteegtelike verhouding met so iemand anders. En dit is bitter ver van die waarheid af, maar dit is genoeg. Dit is mos nou die sensasie nuus wat almal van hou. En dan draai dit 'n klomp opinies, word dadelik teen hierdie persoon gedraai en hy het 'n eindelose stryd om nou van hierdie leuen ontslae te raak, want hy word beskuldig en die leuns word mos eerder geglo as die waarheid. Mense is so vatbaar vir leuns, dat die massas glo dit in oomblikke se tye word die leuen in die massas versprei soos 'n veldbrand, en as hy eers loop, jy kry hom nie regtig gestop nie, omdat dit so vinnig versprei. Leuns is die propaganda masjien vir die koninkryk van die wêreld. Nou die gees van Shekhar se werk is om mense weg te lok van die waarheid. Hy moet hulle wegvat van die koninkryk van die hemel en hy moet hulle kry en hulle plaas in die koninkryk van die wêreld. En wat die duiwel bied moet voorgehou word as aantreklik en begeerlik, eerder as wat dit afstootlik is. As mens werklik kyk na die dinge wat die sataniste aanvang, dit is werklik walglik en afstootlik, maar dit is nie wat voorgehou word nie. Die duiwel hou sy koninkryk voor as iets wat verskriklik begeerlik is. Mens kan maar kyk na 'n dorp soos Las Vegas. Die wêreld is vol liggies, dit skitter en dit klingel en almal is vriendelik en daar is soveel plekke waar jy kan inloop en almal verwelkom jou en dit is wat jy sien, dit is wat die duiwel voorhou. Die werklikheid van wat binnekant aangaan is net ellende op ellende op ellende. As jy eers daar inloop om weer daar uit te kom is amper 'n saak van onmoontlikheid, maar wat voorgehou word voordat jy daar inloop, as jy moet besluit gaan ek in of nie, dis te pragtig wat hulle aan jou voorhou. Dan die gees van Shekhar skep wêrelde wat nie bestaan nie. Nou daar is mense wat al so beset is dat hulle verbeel hulle is in 'n wêreld wat nie bestaan nie. En hulle sal daai wêreld natuurlik nou ook verkondig en binne in daardie wêreld gebeur ongelooflike dinge. Ons het een man geken jare gelede. Hy het daar waar ons gewoon het hy so 'n paar keer aangekom en hy het daar gekom en gesê hy het 'n hele hotel gekoop en hy het vir my en my pa het hy natuurlik nou werk aangebied by die hotel. Ons kan sommer eintlik dadelik begin of maandag kan ons begin. Alles is reg, die hele hotel is gekoop, dit is syne. Nou die waarheid was die hotel is deur niemand gekoop nie. Dis 'n hotel, ek weet waar hy is. Hy's so langs 'n meer en die hotel daar gestaan. Hy's glad nie te koop nie. Maar die man het dit opgemaak uit hierdie en hy het dit gekom verkondig asof dit die waarheid. Hy het tot vir ons werk aangebied. Jy kan maandagooggend kan jy begin by hierdie plek. En intussen al wat hy eintlik gedoen het, hy was besig om geld te bedel want hy self het net niks gehad nie. Hy het op straat gesit, hy het niks nie, maar hy het hierdie geweldige storie het hy opgemaak. En dan is daar goed wat die media verkondig en veral jou jonger geslag wat hulle verloor in daardie wêrelde en wat dit glo, want kinders is verskriklik naïef, hulle glo dinge baie maklik. Dis hoekom jy 'n kind van 2 of 3 kan jy vertel van fietjies en kabouters, hulle glo jou blindelings. 'n Kind glo wat jy vir hom leer. Nou as ons as ouers ons kinders van bitter klein af net die waarheid en die woord van die Here leer, hulle glo dit blindelings, hulle bevraagteken nie die Here se woord nie, hulle glo daarin, as jy vir hulle sê, daar's engele, glo hulle die engele, sê daar is, Jesus het so en so gemaak, hulle glo dit, hulle twyfel nie vir een oomblik, soos wat ons as groot mense doen nie, en tog jammer, dat die mensdom vir hulle kinders leuns leer, op daai klein ouderdom. Skakel die TV aan en sit hulle daarvoor neer, want dan hou jy hulle besig en dan kan jy aangaan met ander goeters. En so is daar goed wat voorgehou word, soos Finding Neverland. Daar's 'n plek met die naam van Neverland en Slumberland en Alice in Wonderland. Tog snaaks, al hierdie goed het 'n land agteraan. Dit is 'n land, dit is 'n plek, dit is 'n destinasie waar jy kan heen gaan, waar alles is net wonderlik. Daar's geen trane, daar's geen niks nie, is net wonderlik. Dis nog mooier as wat die hemel is. En dit is alles fantasie wat mense by mekaar maak en dit word aangebied vir ons kinders en hulle glo dit. Hulle glo dat daar 'n plek is waarin hulle kan ontvlug, want die kind kry swaar. Daar's omstandighede in sy huis wat vir die kind verskriklik is en om te verwerk, maar die arme kind het nêrens heen om te gaan nie en dan verloor hy hom liewer in 'n film soos Alice in Wonderland. En hulle sal die film oor en oor en oor kyk, want ten minste kry hy 'n bietjie
vrede en vreugde kry daardie kind, en as die film klaar is, dan is dit ook maar weer daarmee heen. Dit is alles goed wat die gees van Shekhar skep. Hy skep wêrelde wat nie bestaan nie. 'n Hele paar jaar gelede in Jatneel was ons in 'n 6-uur diens gewees, en daar staan 'n man op en hy getuig. En toe hy begin getuig, gedink, jene, dis 'n interessante getuienis, want mense sal nou nie dink iemand gaan daar staan en stories opmaak nie, maar hy het so eentjie getuig, dog ek, jene, maar ek weet daarom nou nie so lekker nie. Sy storie klop nou nie meer nie. En nog 'n entjie verder toe, kyk ek nou maar vir my medebroers hier langs my, en daai tyd was oom Jacobs nog daar, en Jacob sit voor, nou hou ek hom dop, en oom Fred Leroux sit daar, en nou kyk ek na die twee, en oom Jacobs, hy sit rustig en luister, hy sê nie 'n woord nie, en hierdie man het lank getuig, hy het seker maklik 20 minute, het hy daar gestaan, en ek het afgeloop ondertoe, en oom Jacobs skryf vir oom Fred daar, hy sê vir oom Freddy, jy moet jou vir jou gemeente sê, hulle moenie so lieg nie. Nou ja, almal het geweet die man het gelieg, maar dis die gees van Shekhar. Hy laat vir jou lewe in 'n wêreld wat nie bestaan nie. Dan die gees van Shekhar, hy het natuurlik 'n groot werk gehad, en dit was die vestiging van die groot hoer van Openbaring, die valskerk, soos ons hom ken, en soos wat hy uitgelig word in Openbaring. Daar is baie profeseë, dit is die groot Babylon, wat begin was, dit was alles begin met 'n verwarring wat die Here geskep het, maar dit was begin in rebellie, waar die duiwel eenvoudig in rebellie opgestaan het teen God en gesê het, maar ek sal net eenvoudig my plek in die hemel weer terugkry, ek gaan net 'n toring bou tot ek daar aankom. En dit was natuurlik die Satan wat dit gedoen het, hy het sy plek in die hemel het hy verloor, en deur hierdie toring toe wou hy weer teruggaan, na daardie plek wat hy verloor het, maar nou ja, hy het sy plek vir ewig verloor, en die Here het hulle stem verwar, en dit was natuurlik Babylon gewees, die toring van Babylon, en vandaar het hy natuurlik nou 'n plek van ongeregtigheid gebly, en ons lees van Babylon reg deur die Bybel. Ek het ook 'n hele lesing gegee oor Babylon, as jy hom dalk gemis het, gaan luister maar na hom, en dit is die valskerk, en die valskerk het op die stadium meer as 1 biljoen lidmate, en almal volg 'n valsheid. Hulle volg iets wat soos die waarheid lyk, maar dit is nie die waarheid nie, en dit is die valskerk. Dis die werk van Shekhar. En dan gaan dit nou verder. Onthou nou, enige iets wat nie die waarheid is nie, is 'n valsheid of 'n verdraaidheid of 'n leuen, en dan kry ons natuurlik dat die gees van Shekhar het na baie jare met al die tegnologie wat beskikbaar is, het hy virtuele wêrelde geskep wat ook nie bestaan nie. Dit is goed wat slegs bestaan tussen die elektronika en die geheue van rekenaars. Nou as jy die kragbron van daai rekenaars wegvat en hulle gaan staan stil, dan verdwyn hierdie virtuele wêreld verdwyn net eenvoudig. Jy kan nie aan hom vat nie, jy kan niks met hom doen nie. Die enigste manier hoe jy hom kan terugkry is jy met jou rekenaars net weer die nodige kragvoorsiening gee, dat hulle aan die gang kom en hulle geheue weer werk, en dan staan hierdie virtuele wêreld wat nie bestaan nie, staan dan weer op. En hierdie goed is nou saamgeflans in die metaverse, soos wat hulle dit sê, dit kom alles van Facebook was die begin daarvan, en dit het gevorder en 'n klomp is saamgevoeg, en dit het die metaverse geword. En in die metaverse is daar nie meer 'n skeiding tussen die werklikheid en die virtuele wêreld nie. So dit wat in die werklikheid is, dit waar vlees en bloed mense is, word gekoppel met dit wat nie bestaan nie, en dit is waar al hierdie virtual reality vandaan kom. En jy lewe in wêrelde wat werklik nie bestaan nie, en mense maak vir hulle self 'n avatar. Jy maak vir jou 'n verteenwoordiger in hierdie virtuele wêreld. Jy kan self besluit hoe daardie avatar lyk. Jy kan hom klee of nie klee nie. Jy kan maak net wat jy wil. Daar's geen perke in wat jy doen nie. Hoe hy gebou is en hoe hy lyk en wat die haarkleur is, en maak nie saak nie. Dit kan jy alles kies. Dit is jou avatar, en al wat dan saamgaan met hierdie avatar, jy bestuur daardie avatar in 'n virtuele wêreld, en al die ander beelde wat jy daar sien of avatars wat jy daar sien is almal 'n ander mens. Die mens sit fisies op 'n plek, en dan sy avatar word nou gestuur, en wat hulle in daardie wêreld aanvang en wat in die fisiese wêreld aangevang word is dieselfde ding.
As jy wil losbandig lewe, dan kan jy dit in die virtuele wêreld ook losbandig lewe. Daar is geen perke meer nie. Die enigste perk wat daar nog gewees het, was terugvoering in jou fisiese gevoel, maar nou met die CES skou wat gewees het nou in Las Vegas, die begin van hierdie jaar, elke begin van die jaar is daar 'n gebruikers elektronika skou, en in daardie skou het hulle toe nou die klere tentoongestel wat jy kan aantrek. So jy trek nou so 'n vest aan of 'n baadjie wat aangetrek word, jy het handskoene aan, jy het die virtuele brille het jy op, en nou word jy getransporteer binne in 'n virtuele wêreld wat nie bestaan nie, maar nou is dit baie moontlik, jy kan aan iemand anders vat. So die avatar kan aan 'n ander een vat, en die oomblik wie jy doen, dan kry jy die gevoel in jou vingers, want hierdie klere wat jy aangetrek het, gee vir jou wat hulle noem in Engels haptic feedback, en nou kan jy daai gevoel kry. Dit is nou moontlik om byvoorbeeld 'n verhouding te hê met iemand anders op 'n ander plek, en jy kan mekaar nou werklik 'n drukkie gee, jy kan mekaar vasdruk en jy sal dit voel, en daardie baadjie gaan jou vasdruk. So hulle het dit nou ook gedoen. So die skeiding tussen die werklikheid en die virtuele wêreld het nou so, Engelse woord is geblur geword, wat is die Afrikaanse woord, dat dit is so in mekaar gevleg geword, dat jy werklik nie meer die verskil daarvan kan kry nie, jy weet nie meer waar is die verskil nie, en hulle gaan baie verder, ek het nou tyd om oor alles te praat nie, maar hierdie goed word alles opgeneem natuurlik in die data wat versamel word, Facebook, Instagram, TikTok en hulle alles, die data word versamel. Nou hierdie virtuele wêreld het geweldige toepassings, wonderlike toepassings, en dit word reeds baie gebruik in vliegtuie, in motors, dit word by huise gebruik, in kantore, by skole, en daar is baie situasies waar hierdie AI of artificial intelligence gebruik word. Daar is baie toepassings, pragtige toepassings daarvoor. Ons gebruik dit eintlik almal al reeds, so daar is baie toepassings wat verskriklik bruikbaar is, en mense is eintlik op hierdie stadium in jou lewe baie dankbaar vir die goed wat wel daar is, wat ons kan gebruik, maar nou ja, alles het natuurlik nou sy donker kant ook, wat deur die duiwel gebruik word, en daar word dit baie suksesvol gebruik. 'n eenvoudige voorbeeld van so iets is natuurlik 'n vliegtuigsimuleerder, en dit is natuurlik 'n vliegtuig wat soos 'n vliegtuig werk, lyk en funksioneer, maar dit is nie een nie. Hy staan hier in 'n gebou, en dit is baie goedkoper om loodse natuurlik op te lei op so 'n vliegtuig as om 'n werklike vliegtuig nou te moet mee vlieg al in die ronde. So hierdie goed het pragtige en baie bruikbare toepassings. Dan in hierdie virtuele wêreld bestaan natuurlik ook virtuele geld, en dit is al hierdie goed wat ons van hoor, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum en al hierdie geld, en die wêreld hardloop agter hierdie geld aan, maar al hierdie geld bestaan nie, dit is alles virtueel, dit bestaan net in die geheue van rekenaars. As daardie rekenaars natuurlik nou stukkend geskiet word, soos in die geval van Oekraïne of in Turkye, en daar is 'n datasenter in Turkye wat natuurlik nou in die middel van 'n aardbewing is, hy val in mekaar, dan is al die bitcoins wat in daardie datasenter geberg was, is nou daarmee heen. So daar sal niks van oorbly nie, onmiddellik verdwyn het. Natuurlik uiteindelik word al hierdie geld, die fisiese geldstelsels, word natuurlik alles nou geskuif na virtuele geld, dinge wat nie bestaan nie, en ja, die wêreld hou daarvan om dit te doen, om hulle vas te maak aan hierdie virtuele geld. 'n Mens kan maar net heeltyd daaraan dink dat dit is 'n ding wat nie bestaan nie, so jy kan nie aan hom vat nie, jy weet nie waar hy is nie, en hy is afhanklik natuurlik van 'n rekenaar wat krag het om te werk. As jy hy rekenaars se krag wegvat, is al jou geld ook daarmee heen. Dit is al iets wat mense gedagte moet hou, en dan kom mens by deepfake uit, en deepfake is 'n riller. Op sy beste is dit 'n riller. Julle kan dit gaan opsoek op die internet. Nou, deepfake is 'n virtuele toepassing, en dit is ontstellend wat hulle met hierdie sagte ware doen. Dit is word gedryf deur AI, en dit is 'n tegnologie waar gesigte van fotos en video's vervang word met iemand anders se gesig. So wat daar gebeur is, hulle kan 'n video vat, is gewoonlik 'n kort video, waar daar een of ander aksie in is, of daar gebeur iets, en dan gaan haal hulle die gesig van iemand wat daar wil insit in 'n ander video, waarin heel iets anders gebeur, en dan die AI plaas dan hierdie gesig op daardie persoon, en dan word hy so saamgestel, en as jy na daardie video kyk, dan is dit daardie persoon wat daar ingeplaas is. En hulle het dit gedoen met 'n aktivis. Dit is 'n vrou, sy's 'n aktivis vir kuisheid en vir reinheid, teen aborsies en al hierdie dinge. Sy wil werklik hou by die Here se waardebeginsels,
en sy promoveer dit ook, en toe het hulle deur deepfake het hulle haar gesig gevat en hom op 'n video gesit wat pornografies van aard is, en hulle het dit versprei, en daai vrou sê sy het koud geword. Dit is asof haar bloed haar verlaat het, dus die oomblik toe sy dit sien, en sy besef hierdie ding word op die internet versprei, en die oomblik wat dit versprei word, dan hardloop dit, soos 'n veldbrand, want jy kan dit nie stop nie. Hy word net gekopieer van die een rekenaar na die ander, en jy kan hom nie stop nie, jy kan hom nooit weer uitwis nie. En maak nie saak hoe sy probeer om mense te oortuig, maar is nie sy nie. Dit is deur deepfake gedoen, dit is 'n vals video. Wel, niemand glo dit natuurlik nie. Want om die leuen en sulke goed te glo, om sensasie te glo, is baie lekkerder en is baie makliker. En hierdie vrou moes haar heeltemal onttrek. Dit wat sy werklik voorgestaan het, en sy het gestaan vir kuisheid en vir die waarheid van die Here se woord het sy voorgestaan, en sy moes haar heeltemal onttrek. So dit is wat die mense doen, en waar kry hulle natuurlik nou hierdie foto's? Hulle kry hierdie foto's baie maklik. Hulle kry dit op al hierdie sosiale media waar mense hulle eie foto's vrywillig gaan oplaai, en dan gaan haal dit eenvoudig daar af. So daar is 'n magdom, daar is 'n duisternis van foto's van mense. As daar 'n kriminele element is, kan hulle natuurlik eenvoudige foto of 'n video gaan afhaal op iets anders plaas en dit versprei en sê dit is jy. So ek dink hierdie ding gaan in elk geval nog groter word. Dit gaan uitkring, dit waar hulle kerkleiers gaan vat en hulle gaan vals video's van kerkleiers maak. Hierdie ding is op pad. Dan is daar 'n paar ander tipe leuns. Die ander een is skinder. Skinder is om nuusgerigte te versprei met die doel om genot daaruit te put. Hoekom sal 'n mens skinder van iemand anders? Is om genot te put uit 'n storie wat jy oorvertel. Gewoonlik so klein bietjie waarheid, en dan word daar groot klomp leuns bygevoeg en maak dit sensasioneel en vertel dit oor. 'n Twisgierige gees is mense wat van argumente hou. En dit word gedryf deur hierdie gees van Sheker, want om twisgierig te wees, voeg jy altyd 'n klompie ekstra feite by wat baie keer nie die waarheid is nie, maar jy daarmee wil jy nou die waarheid of iemand wat op 'n waarheidspunt staan, wil jy natuurlik nou kritiseer. Jy wil net nie met hulle saamstem nie, want jy het 'n twisgierige gees by jou en jy sal enige iets sê om natuurlik dan die waarheid te weerlê. En wat hierdie mense van hou is om te twis. Dan is daar mense met haastige woorde, vuil grappies, vleiery. Vleiery is om vir iemand dinge toe te dig wat in 'n mate so is, maar glad nie so erg is nie. Dit is om iemand die heuning om die mond te smeer. So baie keer wil jy een of ander voordeel daaruit hê, nou vertel jy hierdie persoon vir 'n halfuur hoe wonderlik en pragtig en oulik is en niemand kon saam met hulle sonder klaarkom en hy is die slimste en die beste wat iemand nog ooit gesien het en niemand voor hom of haar was nog ooit so gewees nie en dit is te wonderlik, maar dit is die waarheid wat nou opgeblaas word en enige iets wat jy gaan opblaas word leuns bygevoeg en dit word eenvoudig vergroot. Dit is vleiery en 'n mens moet oppas daarvoor. Vuil grappies of dubbelsinnigheid. Baie mense is lief vir dubbelsinnige woorde of dubbelsinnige sinne. Dit kan altyd twee betekenisse hê en party mense is verskriklik bedrewe daarin om heeltyd dinge te sê wat dubbelsinnig kan wees. Dit kan 'n goeie betekenis hê, maar die ander kant is gewoonlik 'n vuil betekenis. En nou word dit nie gesê nie, maar tog word dit gedink en so word hierdie vuilheid nou gesaai in hierdie dubbelsinnigheid. Eerder as om net te sê wat jy wil sê, wat die waarheid is, word daar nou hierdie ander stuk word nou bygevoeg in hierdie dubbelsinnige sinne. Nog ene is vals advertensies. Baie maatskappye is baie goed om 'n produk so te adverteer. Gewoonlik is dit visueel te adverteer. As jy daarna kyk, is dit begeerig. Dit is wonderlik. Dit is die beste wat daar nog ooit was. Maar hy het altyd 'n baie beter prestasie en 'n baie beter voorkoms as wat die inhoud in die werklikheid is. En dit raak al hoe meer op die internet deesdae, waar jy iets op die internet bestel. Byvoorbeeld jy bestel 'n sê nou maar 'n aandrok en dan is daar 'n foto van 'n aandrok. En dan is dit presies wat jy wil hê en jy bestel hom en as hy by jou aankom is dit nie eers meer dieselfde kleur nie. Die maat is nie dieselfde nie en dit lyk ook nie eers meer so nie, maar dit is vals advertering. Dit is ook die gees van Sheker en agter hierdie ene sit natuurlik die gees van Mammon want hulle wil soveel geld as moontlik maak. Adverteer 'n ding wat nie regtig so is nie, maar as almal hom koop dan kan jy baie geld maak. So die gees van Mammon werk saam met hom. En dan is daar een wat genoem word die stille leuen. Die stille leuen is wanneer iemand beskuldig word, vals beskuldig word, jy weet wat die waarheid, maar jy sê niks, los dit net. En daardie persoon ly onder daardie leuen wat verkondig is.
Dit is soos daardie verhaal wat ons gelees het van die Samaritaan. Daar was 'n verwonde man wat in die pad gelê het en die priester en die leviet het verbygeloop en die Samaritaan het gekom en opgehelp. Nou, so 'n persoon wat in 'n pad lê, kan ook iemand wees wat gebukkend gaan, wat gaan lê het onder valsheid, onder 'n leuen, valse gerug wat versprei word, wat nie die waarheid is nie. En die een wat weet wat die waarheid is, sien hom lê, draai liewer om en loop 'n ander rigting, eerder as om te kom en sê, maar dit is die waarheid, daardie man is nie skuldig nie, hy het dit nie gedoen nie, ek weet, ek se getuie, hier is die waarheid. Nou, om dan stil te bly, tel ook onder hier die gees van Sheker. Nou moet ons kyk, wat gebeur met leuns in die gees? Die Bybel sê, ons lieg nie vir die mens nie, ons lieg vir die Heilige Gees. Nou, ons het al 'n vorige keer gepraat van Ananias en Safira, hulle het 'n stuk grond gehad en hulle het ooreengekom, die geld wat hulle vir die apostels wil bring, en toe hulle nou by die punt kom waar hulle moes bring, toe trek hulle 'n bietjie af, want hulle het gesien, hulle gaan self in die voet skiet, toe bring hulle 'n ander bedrag aan. Handelinge 5 vers 1. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels gelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Hy het nie vir homself gelieg nie, hy het nie vir Petrus gelieg nie, hy het vir die Heilige Gees gelieg. Nou, in hierdie gedeelte is dit duidelik dat wanneer daar leuns gespreek word in die hart van die gelowige, moet 'n mens oppas, jy lieg teen die Heilige Gees wat in jou is. Dan leuns behoort tot die ou mens. Die nuwe mens in Christus lieg nie meer nie. Wanneer 'n mens tot bekering kom, dan is jy 'n nuwe skepsel in Christus. Jy het die ou mens afgelê en daarmee saam is die gees van Sheker afgelê. Kolossense 3 vers 9. Hy sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Leuns behoort tot die ou mens. Leuns is 'n versinsel van die hart. Matteus 15 vers 18. Matteus 15 vers 18. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. 'n Leuen begin in die hart, dit word geoordink, wat is die leuen wat vertel gaan word? Dan word dit 'n slegte gedagte en dan word dit 'n valse getuienis. Leuns begin in die hart. En dit is nie iets wat van buite kom nie, maar uit die hart uit. Nou, wanneer die Heilige Gees ten volle in 'n mens se hart woon, behoort daar geen leuntaal meer uit 'n mens se mond uit te kom nie. Dan die vierde een, jou gewete sal jou aankla as jy lieg. Romeine 9 vers 1. Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. Nou, sodra 'n mens leuns vertel, dan kla jou gewete jou dadelik aan. Nou, alle mense het 'n gewete, sondaars het ook 'n gewete, geredde mense het 'n gewete, alle mense het 'n gewete gekry, jy is gebore daarmee. En ek het bietjie gaan kyk, wat is die definisie van 'n gewete? Nou, dit word min of meer so gedefinieer. Die gewete word gedefinieer as daardie deel van die menslike siege wat geestelike angs en skuldgevoelens verwek, as ons dit aanwakker, en gevoelens van plesier en goed voel, as ons aksies, gedagtes en woorde in ooreenstemming met ons waardesisteme is. Nou, die Griekse woord conscience, wat ons in die Nuwe Testament lees, synaidesis, en dit beteken moral awareness, of dit beteken moral consciousness. Die gewete reageer wanneer iemand se optrede, gedagtes en woorde ooreenstem of teenstrydig is met wat reg en verkeerd is. Dan skop jou gewete in. Nou, buiten dat alle mense van nature gewete het, kan ons onderskei tussen reg en verkeerd, is die gewete van die kind van die Here nog meer sensitief, omdat dit deur die Heilige Gees aangespreek word. Die sondaar het ook 'n gewete, maar dit word nie deur die Heilige Gees aangespreek nie, maar die kind van die Here, sy gees word deur die Heilige Gees aangespreek. Jou gewete is dadelik klaar die Heilige Gees jou aan, sê my kind, dit was nie reg nie, of dat was nie reg nie. Nou, baie mense, veral geharde sondaars, hulle het hulle gewete so lank al geonderdruk, dat daai gewete geen betekenis meer het nie. Hulle maak net wat hulle wil, die gewete werk net nie meer, want die gewete is net eenvoudig gesmoor in hulle lewens.
Maar wanneer die kind van die Here 'n leuen probeer wegsteek, dan klaar die Heilige Gees jou aan. En jy is baie meer intens bewus van daardie wat jy verkeerd gedoen het, van daardie sonde. Mense wat nog luister na hulle gewete sal baie keer bloos wanneer die leuen ontbloot word. Partykeer sien 'n mens dit nogal, dat iemand begin bloos en dan kan jy maar weet, daar was ietsie weggesteek. Leuns word gedryf deur selfsug en afguns, dis die 5de punt. Jakobus 3 vers 13. Hy sê, wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Nou, Jakobus maak dit duidelik, dat indien daar nog afguns en selfsug in die hart skuil, die gees van Sheker nog werksaam is. Selfsugtigheid beteken dat jy self eerste kom, is belangrikste, en dat jy eerste aandag nodig het. So 'n selfsugtige persoon gaan eerste na homself omsien. En afguns is weer om jaloers te wees vir wat ander mense het, of dit nou besittings of rykdom, posisie of wat dit ook al is. Nou omdat so 'n persoon dan die grootste en die beste en die mees vername een moet wees, word ook dinge gedoen wat homself bevoordeel of wat in sy eie behoeftes voldoen. Nou in daardie proses, in daardie optrede, gebeur dan ook dinge wat weggesteek moet word, want jy vang goed aan wat die ander nie moet weet nie, maar jy bevoordeel jouself en nou moet niemand anders dit weet nie. Dit is ook waar jy kry waar mense buiteegtelike verhouding het, want ek en myself kom eerste, en my plesier kom eerste, en nou gaan knoop ek 'n ander verhouding aan wat my bevredig, maar dit moet nou weggesteek word, want dit mag nie openbaar kom nie, en nou moet jy daardie leuen wat jy het, wat jy saamdra, moet nou beskerm word, en dan wanneer jy gekonfronteer word, dit is wanneer hierdie leuns nou die een na die ander begin volg, en nou moet jy begin, wat sê hulle in die Engels, sê hulle, jy moet begin cover, jy moet dinge begin wegsteek met die een leuen na die ander. Ek het so 'n kort definisie van die gees van Sheker. Hierdie gees veroorsaak dat mense 'n leuen lewe deur voor te gee wat hulle nie is nie, dinge weg te steek wat nie openbaar mag word nie, mense te laat lewe in virtuele wêreld waar dit nie bestaan nie, die valskerk in stand te hou, die waarheid teë te staan om skade in mense se lewens aan te rig. 'n Geweldige taak wat hierdie gees van Sheker het, en hy is volop, hy is in alle fasette van die samelewing, alle kulture, alle huishoudings, volke, ouderdomme, van klein tot groot. Om 'n leuen te vertel is baie maklik, wit lintjies is so gou soos nou word daar 'n wit lintjie vertel, net 'n woord word bygevoeg of weggelaat, net om jouself beter te laat voorkom of uit die moeilikheid te hou, wat ook al, en dit kom werklik by alle mense voor, en 'n mens moet so versigtig wees om nie te val in hierdie gees van Sheker nie. Nou, God ons Vader neem leuns net so ernstig op as enige ander oortreding, en daarom is dit vervat in die 10 gebooie. Eksodus 20 vers 16, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. In kort Afrikaans, jy mag nie lieg nie. Nou, God is waarheid, en hy wil nie ons moet leuns vertel nie. Hy het vir ons die waarheid gegee, ons moet in die waarheid lewe. Die volle waarheid is in homself en in Jesus Christus en in die Heilige Gees, en dit is die waarheid wat ons vry maak van ongeregtigheid, en die waarheid maak ons vry van leuns, en daarom het die Here ons 'n gewete gegee wat werk, en hy spreek ons aan deur die Heilige Gees, want die Heilige Gees het volle inspraak in ons eie lewens, dat 'n mens jouself kan ondersoek, waar 'n mens skuldig staan aan enige van hierdie aspekte. Daar is dinge waarop mens net attent moet wees, dit is nie 'n leuen wat in jou eie lewe is nie, soos die dinge wat die duiwel saamstel en in die wêreld op hierdie stadium besig is om bymekaar te maak, dinge wat nie bestaan nie, wat werklik 'n valsheid is, of iets wat voorgehou word wat nie so is nie, het niks met ons te doen nie, maar mense is maar net bewus van hierdie goeters, dat dit so is, maar dan is daar ook dinge in mense eie lewe, waar 'n mens weet, maar jy het nou nie heeltemal regtig die waarheid vandag gepraat nie, of jy het ietsie bygevoeg of so iets. So hierdie gees van Sheker het 'n baie wye uitwerking, hy het 'n baie wye houvas, hy bestuur eintlik die wêreld, want baie van hierdie ander goeters is ook gebore uit leunsheid, want dit is sy 2 eienskappe. Die duiwel is 'n leienaar, hy kan geen waarheid spreek nie, dit die Here gesê, en hy's 'n rebel by uitstek, dit is waarmee hy begin het, rebellie en leuns, en dit is die grondslag van die koninkryk van die wêreld. Maar die Here maak ons vry,
en die Here dra ons deur en die Here lei ons in 'n heilige lewenswandel voor hom. Die Here seën u elkeen. Amen.